Wegloop donkies. Ons lees 1 Samuel 9 vers 1 tot 20. Wanneer hy deur die dorp stap, raak die meisie se knie lam. 'n bitter aantreklike man. Boonop nog baie lank ook, staan kop en skouers uit bo al die manne. En dan is sy pa nog boonop skatryk. Saul is enige meisie se droom. Op 'n dag kies 'n klompie van Kis se donkies koers die berge in. Kis, dis nou Saul se pa, is nie gelukkig nie. En Saul kry die onbenydenswaardige taak om die belhamels te loop soek. Maar pa wil hy nog protesteer. Daardie esels kan enige plek wees. Hoe moet ek hulle nou opspoor? Dis jou probleem, Saul. En daarmee is die saak afgehandel. Sommer dadelik val Paul in die pad saam met een van sy pa se slawe om die wegloopgediertes te loop soek. Die Efraimsgebergte word van hoek tot kant deursoek sonder 'n spoor van die donkies. Omdat Saul sy pa ken, soek hy hulle al verder en verder weg. Dae gaan verby sonder 'n spoor van die donkies. 3 dae lank soek Saul en uiteindelik is hy moedeloos. Kom ons draai om. Maar die slaaf het 'n ander plan. Ek weet van 'n man van God wat in die stad hier naby bly. Kan ons nie dalk by hom gaan aanklop vir raad nie? Saul wil nog protesteer. Hy het dan nie eers iets waarmee hy die profeet kan betaal vir sy dienste nie. Maar die slaaf krap in sy sakke rond en haal 'n paar silwerstukkies uit. Dis dalk net genoeg om die profeet se raad te kry. Nou by die stad kom hulle 'n groepie meisies te. Weet julle of die siener in die stad is? Die meisies se knie word skoon lam oor hierdie mooi man. Al giggelende en bloedrooi gebloos, vertel hulle vir Saul dat hy sal moet gou maak, want die profeet het nou net hier aangekom en hy sal weer op pad om iewers te gaan offer. Samuel het lank met die Here geworstel oor hierdie koning wat die volk wil hê. Wees rustig, Samuel, het die Here vir hom gesê. Ek sal op die regte tyd vir hulle 'n koning gee. Een oggend, pas nadat Samuel in sy tuisdorp Rama aangekom het, na een van sy reise, praat die Here met Samuel. Samuel, my kind, die tyd het aangebreek. Ek stuur môreoggend vir jou die man wat jy as koning moet salf vir die volk. Ek het geluister na die volk se versigtinge en ek het besluit om hulle iemand te gee wat hulle kan red van die Filistyne. Hoe sal ek weet dat dit die regte man is, wil Samuel nog vra, maar die Here antwoord hom. Hy is 'n jong man uit Benjamin. Jy sal hom sommer dadelik herken. Saul en sy slaaf draf haastig na die stad om betyds by die profeet te kan kom, voordat hy te besig raak met die offerandes. Wanneer hulle die stadspoorte binnekom, sien hulle 'n waardige ou man. En Saul stap reguit na hom toe. Hierdie lyk na iemand wat beslis sal weet waar om die profeet te kry. Dan hoor Samuel duidelik die stem van God. Samuel, hier is die man van wie ek jou gesê het. Dis hy wat oor my volk beheer sal uitoefen. Die jong kerel wat hier na hom aangestap kom, is 'n mooi jong man, fris gebou en langer as enige van die Israeliete wat hy ken. Daar's iets koninkliks in sy stap. Dankie, Here, prewel Samuel. Meneer, vra Saul eerbiedig toe hy by die ou grysaard kom.
Sê asseblief vir my, waar is die siener se huis? Ek is die siener, kom Samuel se antwoord. Kom, jy moet saam met my na die hoogte gaan om te offer. Jy eet vandag saam met my en vanaand slaap jy by my oor. Saul is uit die veld geslaan. Hoe kan hierdie man hom soms so uitnooi vir ete? Hy ken hom nie eers nie. Moet jou nie verder bekommer oor jou pa se donkies nie, slaan die profeet Saul se voete verder onder hom uit. Hulle is nou al 3 dae weg, maar wees gerus. Hulle is reeds opgespoor. Saul is stom geslaan. Hoe weet die profeet al hierdie dinge? Hoe het hy geweet van die donkies? Gelate stap hy in die slaaf saam met Samuel, maar Saul se gemoed is verward. Hy verstaan nou net mooi glad nie wat aan die gang is nie. Op die oog af is dit 'n groot toeval dat Saul nou juist die donkies moes gaan soek naby Rama, baie ver van die huis af, en dat Samuel nou juist op die regte oomblik daar moes opdaag. Toeval? Nee, beslis nie. Die Here het elke klein detail haarfyn beplan. Hoe die slaaf byvoorbeeld geweet dat daar 'n siener in die dorp is, ook deel van God se beplanning natuurlik. Die Here gebruik gewone verskynsels, gewone dinge, gewone mense om sy wonderwerke te openbaar. Lastige dinge, soos wegloop donkies, eenvoudige mense, in hierdie geval 'n slaaf, onbenullige dinge, 'n paar giggelende meisies, hulle word almal God se instrumente. Dikwels kan ons maar net verstom staan wanneer ons sien hoe dat dinge presies reg uitwerk en elke stukkie van die legkaart presies in plek val. Iemand het eendag vir my gesê dat die woord toevallig eintlik beteken toevallig. Oftewel, toe val God se lig. Ons moet begin om God se beplanning en sy voorsiening raak te sien in die dinge wat met ons gebeur. Kom ons bid. Here, maak asseblief my oë oop dat ek die voorsiening kan raak sien en U die eer kan gee daarvoor, want ek besef vandag dat niks toevallig gebeur nie. Amen.